Henry sê, hy sien in koerantberigte en in sosiale media plasings die woord plaaslike regeringsverkiesings en dan is dit vasgeskryf. Henry vra, is dit reg? En as dit reg is, hoekom is dit reg? Die kort antwoord is, ja, dit is reg. Dit is 'n samestellende samestelling. Dit is dieselfde soort konstruksie as 10 jaar plan, 5-ster hotel, mediese skema voordele, langtermynbelegging. Al daardie woorde word vasgeskryf, want dit is samestellende samestellings. As jy toegang het tot die AWS, kyk reël 15.27, daar word die reël vir jou volledig uiteengesit. As jy nie toegang het tot die AWS nie, verduidelik ek gou. In die geval van plaaslike regeringsverkiesings, het jy 3 woorde. Plaaslike regeringsverkiesings. Ons moet besluit hoe ons hulle gaan skryf. Logischerwys bestaan daardie konstruksie uit eintlik 2 komponente. Plaaslike regering en dan kom verkiesings by. Daar is met ander woorde reeds 'n betekenis samehang tussen die 2 woorde plaaslike regering en dan doen ons iets met die plaaslike regering, ons verkies hulle. Regeringsverkiesings gaan 1 woord wees, want dit is 'n samestelling, dis 2 naamwoorde wat 1 ding benoem en dit word dan 'n samestelling. Nou sit ons met die byvoeglike naamwoord vooraan, plaaslike. Dis 'n byvoeglike naamwoord want ons kan hom predikatief gebruik. Die regering is plaaslik. Dis plaaslike regering, dit hoort los, maar in hierdie samestelling wat nou gevorm het, die regeringsverkiesing samestelling, sit ons nou met 'n byvoeglike naamwoord en as ons daai byvoeglike naamwoord losskryf, dan sê ons eintlik die verkiesings is plaaslik en dit is nie wat ons bedoel nie. Die regering is plaaslik. Die byvoeglike naamwoord slaan op die eerste gedeelte van die samestelling, nie op die tweede gedeelte van die samestelling nie. Dit is makliker om te snap by 'n voorbeeld soos langtermynlening. Die lang is 'n byvoeglike naamwoord, termyn selfstandige naamwoord, lening selfstandige naamwoord. Ons het so die termyn en die lening moet skryf, moet dit vas wees, want dit is 'n samestelling. Nou sit ons met die lang. Is dit 'n lang termynlening? Nee. Is dit 'n lang lening? Nee. Die termyn is lang. Dieselfde gebeur by 5-ster hotel. Ster en hotel is 'n samestelling, dis 2 selfstandige naamwoorde. Die 5 is 'n telwoord. Is dit 'n 5 hotel? Nee. Is dit 'n 5-ster? Ja. Is daardie beskrywende komponent, die byvoeglike naamwoord of die telwoord, wat eintlik op die eerste gedeelte van die samestelling slaan. As ons so 'n konstruksie het, dan is dit 'n samestellende samestelling. En dan skryf ons die hele ketoet vas. 1 voetnoot hier, dit is nie reg om 'n koppelteken daarin te sit, omdat jy ongemaklik is om die byvoeglike naamwoord plaaslike vas te skryf aan die regering nie. Jy mag die koppelteken net daarin sit, tussen die byvoeglike naamwoord en die selfstandige naamwoord, as daar 'n opeenhoping van klinkers is, wat betekenisverwarring gaan veroorsaak, soos ekonomiese opheffingsprogram. Want dan het jy die E en die O daar langs mekaar en dit kan betekenisverwarring veroorsaak, dan mag jy die koppelteken daarin sit. Maar jy kan nie die koppelteken daarin sit, omdat jy 'n ongemaklikheid ervaar om 'n byvoeglike naamwoord en 'n selfstandige naamwoord vas te skryf nie. Julle ketoet vas? Ja, dis reg.